Goeiedag, my naam is Paul Burger. Ons is vandag hier naby Viljoenskroon op die gronde van JP Myntjies, die plaas of die area kruispan. Nou vandag is ons hier om na diep rippewerking te kyk en hoe dit gebeur met 'n groot trekker, of laat ek sê 'n baie groot trekker en 'n baie groot ripper. JP gaan vir ons 'n bietjie agtergrond gee van wat hulle behoeftes was, waarna hulle gekyk het en hoe hierdie ripper aan hulle behoeftes voldoen en wat hulle die pad vorentoe sien. My naam is JP Myntjies, ek boer op Viljoenskroon. Ons plant mielies op hierdie grond. Ons is so 35 jaar al in die Viljoenskroon distrik en dis meer sanderige grond. Ons sit watertafellande. Ons watertafel lê so op tussen 900 en 1 meter. So ons probeer altyd so diep as moontlik die gronde losmaak en daarvoor het ons 'n lang ripper nodig. Ek het al gehoor, boere sê vir my vir elke 100 mm wat jy dieper gaan in hierdie sandgronde, wen jy tussen 400 en 600 kg per hektaar. Het jy al iets soortgelyk gekry? Ek dink dit is definitief 'n ware stelling. Elke jaar gaan uit die aard van die saak verskil. Ons probeer om rip tot op die kleilaag en dit gee vir jou wortelpenetrasie en al daai goeters. En die vogabsorbering van die grond. Ja, so jy maak vir hom daai pot-effek soos 'n potplant in 'n pot. In hierdie gronde, as ons hom diep genoeg rip, kan ons tot 2 tot 3 weke bietjie langer gaan. Ons kan nie 'n seisoen deur gaan sonder reën nie, maar ons kan 2-3 weke 'n bietjie langer gaan sonder 'n reënperiode. Soos wat die wortels van die plante by daai vog kan uitkom, wat nou dieper losgemaak. Dis korrek, ja. Julle sê julle werk om tot op die klei, juis om daai penetrasie te kry. As ek reg is julle op 'n 8-ry 5-voet stelsel. Ons werk nog steeds op die 5-voet rye. Dit is maar as jy oorgaan na 'n nou rytjie stelsel toe, is dit die 76-16 ry stelsel wat ons gebruik waar ons nou net elke tweede karretjie uithaal. So die implemente se wyte is omtrent so 12.2 meter en dit is ook dan in die geval met hierdie ripper se breedte is 12.2 meter. Julle werk elke dag, elke jaar in dieselfde spore? Hoofsaaklik, so elke 6 of 8 jaar sal ons die gradiënte bietjie verander, maar ons het al agtergekom en veral ook in die droë jare dan dieselfde ry bewaar sy vog 'n bietjie beter. Dan kan ons 'n bietjie ligter wegkom met dieselverbruik ook as ons om jaar op jaar op dieselfde ry werk. Jy het genoem dat dit nou betreklik sandgronde is hierso. Wat is julle kleipersentasie omtrent hier? Ek wissel maar van blokke tot ander blokke. Ons is so op 'n 5% klei persentasie en dan kan hy self opgaan na so 12-13%. Ons was nou reeds hier oor by die ripper gewees. Dis nou op die ry, op die 5-voet ry. En die diepte wat ons daar het, So tussen 7 en 800. tussen 7 en 800. Soos ek sê, dan is ons nou hier op die kleilaag. So hy is so bietjie vlakker. Ja. Op die ander gronde sal ons opgaan met hierdie ripper, het ons gesien aan ander gronde laas jaar kan ons gaan tot by 900-950. En as ek kan noem, ek praat hier uit onkunde uit, ons is hier hoër as die res. Ons is 'n bietjie hoër, is 'n bietjie vlakker. Ek sal sê so tussen 50 en 100 bietjie vlakker hierdie grond. Okay, maar as hy bietjie laer gaan, topografies gewys, dan raak die grond diep. Dan is jou watertafel, jou kleilaag so bietjie dieper en met hierdie ripper het ons gesien, soos ek reeds genoem het, kan ons gaan tot by 900-950. En net vir interessantheid is die opbrengs tussen die verskillende gronde redelik dieselfde. Elke jaar uit die aard van die saak is anders, soos die reën elke jaar anders kom in 'n bietjie droër jare. Gemiddelde jare, as ek dit so kan sê, ons is bederf met baie nat jare die afgelope paar jaar. Ja. Dan doen die bietjie stywer rooier grond doen gewoonlik so bietjie beter. Waar ons gronde werklik hulle potensiaal wys is in 'n gemiddelde na bietjie droër jaar, dan kry ons die meeste uit hulle uit. En dis ook dan wat die ripper op sy effektiefste dan werk in daardie jare. Dan kan ons sien dat die ripper het ons gehelp om 1 ton, 2 ton beter opbrengs te kry afhangende van die reënval. Hier is ons nou by die T-Rex implement wat ons volgens JP en Kruispan se behoeftes gebou het. Hierdie is die tandem konfigurasie tussen die twee tande met die kleiner tand wat voor is wat breër werk en die tand wat agter is wat die dieptes kry, soos wat JP vir julle genoem het. As ek net vir JP kan vra, watse tipe diesel verbruik het julle gekry met die werking van hierdie implement? Dit was vir my 'n aangename verrassing. Soos my vorige rippers wat ons nog huidiglik op die plaas gebruik, is die helfte kleiner as hierdie ripper. So ons het 'n 410 horsepower trekker wat ons voor hom het. In hierdie geval is dit 'n 830 horsepower.
So hierdie wyte van hierdie implement is 12.2 meter, 16 tande, 8 rye, 5 voet rye in hierdie geval. Op my vorige trekkers wat ook rusverbande het ons met 'n ander fabrikaat op die rippers kry ons so tussen 14-15 liter per hektaar op dieselfde diepte gewerk, selfde tand, selfde skaar, die 400 voorste skaar met jou klein puntskaar agterop. Dit is so op 14-15 liter diesel per hektaar uitgekom. Met hierdie implement en hierdie trekker het ons geval van daardie 14 af na omtrent 12, party plekke tot 11 liter diesel per hektaar verbruik. Wat die minste is wat ek nog op 'n ripper en in elk geval op hierdie diepte bewerkings gesien het. Hierdie spesifieke een is nou 'n sleepmodel. Nou wil ek net vra vir JP sy ondervindings met die sleepmodel, hoe hy agter belyn teenoor die trekker wanneer hy hom sleep. Ek was 'n bietjie bekommerd geweest, my ander rippers is op die lift rippers, so dit was nooit vir my 'n probleem geweest of gaan ons presies ons rye reguit kry nie. In hierdie geval het ons gesien in die begin het ons gewonder gaan hy hom reguit presies hou agter die trek. Ek dink wat dit vir ons voordelig maak is die breedte van hierdie rippers, soos jy hom kan sien. Jou tande is lekker ver uitmekaar uitgespasieer. En ons het tot op die sentimeter bly hy reguit agter die trekker. So daar's geen wat jou kop vir jou sê dat hy miskien 'n bietjie die kant toe gaan beweeg en die kant toe gaan beweeg nie. En ek dink dit het alles te doen met jou tande se spasiering. Soos jy kan sien, voor het jy 'n 4 tande en dan 'n stel agtertoe het jy nog 4 tande en dan is jou 8 tande heeltemal agter wat dan in lyn met jou voorste tande is. En al daai goeters dink ek dra by. As 'n ou kyk na jou breedte ook van hierdie implement met sy lang disselboom. Al daai faktore het alles bygedra. Ons het laas jaar nie 'n volseisoen uit hom uitgekry nie, maar al die hektare wat ons met hom gewerk het, het baie duidelik gesien dat ons implement het heeltemal agter ons trekker gebly. Vandag se dae met presisie boerdery raak daai al hoe belangriker. Ja, verseker. So dit was 'n faktor vir ons gewees wat ons 'n bietjie aanvanklik oor bekommerd is, maar wat ek nou met sekerheid kan sê, dit is heeltemal uitgeskakel en ons is heeltemal gemaklik met die implement agter die trekker inlei. Hoe hanteer die sleepmodel vir julle? Dis ons eerste sleepripper op die draaie uit die aard van die saak kan ek vir jou sê dis 'n baie breë implement, so dit vat miskien so 'n paar sekondes langer op die punt van die land om die trekker om te draai en hom mooi in lyn te kry omdat dit nou 'n sleepripper is, maar sodra die bestuurder, hoe kan ek sê, sy ritme gekry het en hy begin vir homself bane in, dan kan 'n ou sien die proses vloei eintlik baie maklik. Dis 'n klein probleempie wat 'n ou vandag oorkom. Net op jou punt van vroeër, jy het omtrent die perdekrag of die kilowatts verdubbel en jy het ook die ripper verdubbel. Ons het die ripper verdubbel. So ons het 1 drywer op hierdie trekker waar 'n ou 2 drywers op die ander trekkers het. En selfs Suid-Afrika met sy betreklike lae arbeidskoste raak dit ook 'n probleem, né? Definitief raak 'n probleem. Soos alles groter word, moes ons ook aanpas en groter implemente, groter trekkers. En in hierdie geval het ons 'n groot besparing op brandstof en ons het 'n besparing op 'n drywer. En ek weet dit is nog vroeg in die stroopseisoen, maar hoe lyk die opbrengs tot dusver? Hierdie jaar met 'n swak mielieprys help die opbrengs. Ons is 'n bietjie bo gemiddeld op hierdie eerste paar lande wat ons gestroop het, wat vir ons aangenaam is. So die swak mielieprys, die opbrengs help ons 'n bietjie hierdie jaar. Wat is jou ondervinding, hoeveel persent van die trekker se maksimum krag gebruik hierdie implement? Ons sal sê op 'n gemiddeld werk ons van 'n 60% tot 'n 80-85%. So die implement en die trekker, hoe kan ek sê, het lekker met mekaar getrou. Ja. Ons is nie op 'n 100-110% kapasiteit van die engine nie. Ja. En ek glo ook dit dra by tot ons 11-12 liter per hektaar dieselverbruik wat baie laag is vir 'n ripper op hierdie diepte. Ek stem 100% met jou saam, as daar 'n bietjie reserve in die trekker is, dit help altyd vir dieselverbruik en die duursaamheid van die trekker, laat hy langer hou. Dan sleep ons hierdie ripper teen so 8.4 km per uur. My vorige rippers het ek gesleep teen so 7.6 km per uur. Nou daai 0,6-0,5 km per uur in landbouterme. Op die einde van die dag dink ek dit wat ons verloor op die omdraai op die punte, maak ons op met die spoed wat ons 'n bietjie meer uitkry in hierdie geval. En met die hoër spoed, dis nou al 'n persoonlike opmerking, kry mense 'n bietjie beter breekpatroon, hè? Ja, jy moet ook nou net nie gaan, ek sal sê 9 km maksimum, 7 km minimum. Ek dink 'n ou se sweet spot is in daai bracket en in hierdie geval het dit vir ons baie goed uitgewerk. Nee, ek stem 100% saam met jou oor die spoed. Mense moet nie te vinnig rip nie, die slytasie en die diesel begin ook maar weghardloop. Soos meeste van die groot rippers word dit pas gemaak vir 'n spesifieke boer, of soos die Engelse sê, custom made. Rywytes en diepte wat hulle bewerk en kilowatt wat hulle beskikbaar het, verskil van boer tot boer en ons doen dit deur modulêre tande te hê, modulêre rame te hê en daarbey aan te pas met die rywytes wat ons het. Ek kan verder byvoeg
die voordele wat herset-implemente het. Nou voorheen was daar breekboute gewees. Wanneer 'n breekbout breek, staan die implement en meer korrek die trekker. Die groot trekkers is tussen 10 en 15 miljoen rand stuk en die hele kapitaalbelegging staan daar, werk nie produktief nie en staan basies stil. Dit is hoekom ons sien dat die mark aggressief beweeg na herset-implemente. Nou as ons verder gaan by kruispan boerdery, hulle boerderypraktyk is korrek vir hierdie gronde. Hulle het diep gerib en wat Agrico na die prentjie gebring het, is om implemente bring wat minder diesel verbruik en wat keer dat jou groot kapitaalinkoste staan. Nou daarvoor het jy die voordeel dat jy minder diesel gebruik en jou kapitaal beter aanwend. Om daarbey aan te sluit, 'n boerdery het twee kante, die insette en die uitsette. Ons het in hierdie geval gehelp by die insette. Die praktyk was reeds reg gewees. Ons bespaar diesel en die kapitaalwerk. By ander boerderye waar daar moontlike probleem kan wees met die gronde, soos verdigtingslaag, chemiese horisonne of so iets, kan so 'n tipe implement 'n nog groter impak op die boerdery hê, want dit verhoog jou uitsette en jy kry aansienlik meer geld uit jou produksie vir wat jy kry en daardie som word 'n implement baie vinnig afbetaal.